Daar was 'n klomp disippels gewees in die bofortrek, nadat Jesus opgevaar het, en hulle het vir mekaar gesê, nou wat nou? Nou is Jesus weg, die wonderwerker, hy het vir ons gesterf, die voorhangsel het geskeur, daar is nie meer 'n allerheiligste op hierdie aarde, agter 'n gordyn van die voorhangsel nie, maar wat gaan nou van die kerk van die Here Jesus word? En die volgende oomblik toe is daar 'n Heilige Gees uitstorting. Voordat Jesus vertrek het met sy hemelvaart, het hy vir die mense gesê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want wanneer ek weggaan, dan gaan ek vir julle 'n ander trooster, gaan vir julle 'n ander trooster stuur. Want hy weet waardeur gaan ek en jy kind van die Here elke dag. Hy weet hoe graag ons net ons hart teenoor hom wil uitstort en sê, Here, hier is ek in my gebrokenheid, hier is ek in my omstandighede. En hy sê, hy stuur reeds vir ons die Gees wat die trooster is. Handelinge 1 vers 8 sê, ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees vaardig raak oor ons. Glo jy dit saam met my vanmôre? Bonatuurlike krag. 'n Krag wat berge kan versit. 'n Krag wat van jou meer as 'n oorwinnaar maak deur Christus Jesus, wat jou die krag gegee het. Wil jy hom prys vanmôre daarvoor? Hy's vir jou, nie teen jou nie. En as hy vir jou is, wie kan ooit teen jou wees? Vanoggend gesels ek met jou en die tema van my boodskap is, die Gees is groter as gravitasikrag. Hoor wat sê ek vanmôre vir jou kind van die Here, en hoe mooi is dit vanmôre, dat die Gees van die Here is groter en is meer groter en verrykend as wat enige vorm van swaartekrag ooit kan wees. Jy weet mos, toe my vrou my getrou het, toe het ek 'n mooi borskas gehad, prys die Here. Maar as ons nie kyk wat ons eet nie, verander die borskas in 'n hangkas. En dis nie ons skuld, dis nie die antie se lekker kos nie. Dis omdat daar swaartekrag by betrokke is. Stem jy saam daarmee? Swaartekrag kry maar die beter van ons in hierdie lewe. Glo jy dit saam met my? Dis nie iets anders, dis nie die lekker eet nie. Dis die swaartekrag se skuld. Maar ek wil vanmôre met jou 'n boodskap deel van die Here uit sy troonsaal uit wat sê dat sy Gees is selfs groter as gravitasikrag. Vanmôre wil ek vir jou vra om saam met my oop te maak, Sagaria 4 vers 6. As jy jou Bybel hier het, kan jy saam met my oopmaak, anders gaan ek hom vir jou voorlees uit die 1953 vertaling. Sagaria klink amper soos wanneer ek my motorvoertuig aanskakel of broer Brent daar in die hoek sy voertuig aanskakel op 'n wintersmôre. Sagaria, maar uiteindelik dan sal jy regkom. Sagaria 4 vers 6 sê vir my en vir jou, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees. So sê die Here van die leerskare. Ek gaan hom weer vir jou lees, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees. So sê die Here van die leerskare. Weet jy vanmôre dat ons het krag in ons, maar die krag wat die Here in ons gesit het, is nie eers so groot, soos wat sy Heilige Gees krag is nie. Ons het mos almal vermoëns, ons het sterk spiere, of ons het 'n groot geleerdheid agter ons, of ons het groot vermoëns, wat ons dink miskien 'n onuitputbare bron is. Maar vanmôre sê ek vir jou, daar's net een onuitputbare bron, en dit is die Gees van die Here. Ek gesels vandag met jou oor jou krag teenoor die Gees se krag. In die woord van die Here lees ons 'n verhaal van 'n man wat in die profeet Elisa se tyd gelewe het. En hierdie man was 'n kind van die Here. Ek wonder of jy vanmôre saam met my sal stem as ek vir jou sê, soms kan dit met kinders van die Here ook sleg gaan. Glo jy dit vanmôre saam met my? As jy kind van die Here, wil jy jou hand opsteek. Het dit al met jou sleg gegaan? Hou jou hand in die lug. Of het dit nog nooit sleg met jou gegaan nie? Ons doen 'n bietjie aerobics vanmôre. Het dit al met my sleg gegaan, hoor? Al is ek 'n kind van die Here. Kan ek vir jou sê vanmôre, deur die feit dat jy 'n kind van God is, beteken nie dat jy 'n vrypas gaan hê dat die Satan nie aan jou gaan probeer raak nie. Vra maar vir Job. Maar die Here se krag is nog steeds groter as enige aanslag van die bose wat in jou lewe mag manifesteer. En so is daar 'n man in Elisa se tyd wat 'n kind van die Here is. Wat het daai vrou op Leon Schuster se vlieg gesê? Ek is dan 'n kerkmens. Daai ene wat die suurwyn gedrink het. Ek is dan 'n kerkmens, nou maak jy so met my. Die duiwel gee nie vanmôre om of jy 'n kerkmens is nie. Hy gaan so waar probeer om jou af te bring en af te dwing in hierdie lewe. Hy gaan sorg dat dit met jou swaar gaan. Waar is ons 3 sissies vanmôre hier voor? Staan gou 'n bietjie op. 2 van hulle is 'n identiese tweeling. Jy kan hulle net uitken aan hulle haarkleur. Dis die 2, ene met die hoed en die ene met die blou baadjie. Sy het ook 'n blou baadjie. Maar hulle kom Dinsdag aan kerk toe. En hier parkeer hulle daai klein 1400 bakkie van hulle. Toe hulle uitkom buite toe sy skoonveld. Die duiwel probeer selfs karre steel. Julle kan maar sit hoor. Die duiwel probeer selfs karre steel by die kerk. Kan jy dit glo? Die duiwel probeer selfs karre steel by die kerk. Net omdat jy kerk toe gaan, beteken dit nie jou bakkie gaan gesteel word nie. Stem jy saam met my vanmôre?
En hulle kom buite en die bakkie is weg. Maar ek wil vir jou sê, ek wil eintlik vir die duiwel 'n bietjie advies gee en sê, moenie by die huis van die Here steel nie, hoor. Moenie by die kerk, moenie by die kinders van die Here, moenie jou hand aan die gesalfdes van God slaan nie. Hoorie wat sê ek vanmôre vir jou? Want daar's 'n ander krag. Daar is 'n Heilige Gees ingryping wat my deel en wat jou deel is. En Woensdagmôre toe kry hulle die oproep van die speurtak dat hulle bakkie gevind. Weet jy hoekom? Omdat die Gees, kan ons hom 'n lofoffer gee vanmôre daarvoor. Weet jy hoekom? Omdat die Gees van die Here openbaar. Die Gees van die Here lig uit. Die Gees van die Here wys vir my en vir jou, wat is die regte ding? Waar is die verborgde dinge? Waar is dit wat agtertoe deure gebeur? Julle loop hy weer die ou bakkie. Is julle hier met hom? Ek sou ook nie met hom gekom het nie. Loof die Here. Terug by die verhaal van die man wat in Elisa se tyd geleef het. Hy het swaar gekry. Hy het nie eens 'n huis gehad om in te bly nie. En hy sê vir Elisa, ons moet vir ons 'n huis gaan bou. Ek gaan net maar vir my huisie uit hout gaan bou. Sal jy my verskoon dat ek bietjie gaan hout kap, daar by die Jordaanrivier, dat ek vir my huis kan bou uit die hout wat ek vir my gekap het. Ja, sê Elisa, dis 100% reg. En een van die manne wat saam gaan hout kap sê, Elisa, ons gaan nêrens sonder jou nie, hoor. Kan ek gou vanmôre vir jou bietjie advies uit daai oogpunt uitgee en sê, moenie ver probeer loop sonder jou vriende wat jy het in die Here nie. Ek praat nie net van mense wat jy hier kry nie, maar ook die mense wat jy hier kry, mense wat saam met jou kan bid, mense wat saam met jou kan glo, mense wat jou kan opdra aan die Here. Moenie jou rug draai op hulle nie, hoor. Sê vir hulle, kom saam met my op hierdie nuwe uitdaging wat ek het in my lewe. Behalwe dalk het ek my skoonma moet bel. Ek sal dit maar doen, prys die Here, want ek weet sy kan bid. Sy het so 'n whiteboard in haar bidkamer, dan skryf sy die name en al die gebedsversoeke op. Weet jy hoe lekker is dit om in iemand se huis in te stap en jy sien dat jou naam is geskryf op een van die gebedsversoeke. En ook net omdat ek dit vir haar gegee het, hoor. Maar as my vrou dit gegee het en ek sien my naam op my skoonma se gebedsboek of op haar gebedslys, sou 'n bietjie bekommerd geraak het. Maar die manne sê vir Elisa, kom saam met ons gaan hout kap. En hulle gryp daar 'n byl. Hierdie een man wat nou niks het nie. Hy het nie 'n huis nie. Hy leen by iemand 'n byl. En hy sê, nou gaan ons bietjie hout kap, dat ek vir my 'n huis kan bou. Het dit al met jou so swaar gegaan, dat jy nie eens 'n plek gehad het om te bly nie? En om vir jou 'n plek te maak om te kan bly, moet jy 'n byl gaan leen, sodat jy vir jouself 'n huis kan bou, sodat jy ook in die aande kan slaap. As jy nie die byl gaan leen nie, gaan jy nie vanaand slaap nie. En terwyl hulle nog so besig is om te kap hulle so, hier by die Jordaanrivier kap paar takke af, paar bome af, en toe hulle weer sien, toe val die geleende byl in die water. Die Gees is groter as gravitasiekrag. Want jy sien, soms dan probeer ons 'n plan maak binne in die wil van die Here, maar selfs die planne wat ons vir onsself maak binne die wil van die Here, selfs nie is dit werk vir ons soms uit nie. Dan sê ons, Here, ek het niks nie, ek het nie 'n plek om te bly nie, ek het geen vorm van voorsiening nie, en nou het ek 'n byl geleen, nou is die byl daarmee heen. Weet jy of jy al ooit op 'n plek gekom het, waar jy gesien het, dat die planne wat jy probeer maak het, werk nie uit nie. God het dalk vir jou gesê, doen een ding, en dan werk die ding wat jy probeer doen het, werk nie vir jou uit nie. Vanoggend gesels ek met jou oor gravitasiekrag teenoor God se krag. Gravitasiekrag is groot. Gravitasiekrag is sterk. Gravitasiekrag sê dat daardie byl sal onder in die Jordaan gaan lê, en hy sal daar lê, en duisende jare later sal daar argeoloë daar swem, en hulle sal hom kry en sê, dis seker die byl wat ons van lees in 2 Konings wat gesink het die dag toe die manne saam met Elisa gaan hout kap het. Mense probeer mos deur die eeue heen om die Bybel verkeerd te bewys, en hulle gaan met argeoloë en spanne, hulle gaan soek dit wat verborge is, dit wat in die Jordaan gelê het, dit wat in die Skelfsee gelê het, hulle gaan soek dit om te kyk of bestaan die Bybel regtig. Jy sal sien daar's 'n paar remains, soos wat die Engelse sê, van dit wat gebeur het toe Moses saam met die volk uit Egipte getrek het, en die Egiptenare almal verdrink het onder in die Skelfsee. Jy kan maar gaan kyk, daar's 'n paar bevindinge wat hulle gemaak het onder in die Skelfsee. Maar vanmôre wil ek vir jou vertel van 'n bevinding wat jy nie gaan kry onder in die Jordaan nie. Hoor wat sê ek vanmôre vir jou kind van die Here, deur die krag van die Heilige Gees, lê daar nie meer 'n byl onder in die Jordaan nie. Wil jy hom prys daarvoor vanmôre? Daar is nie meer 'n byl van 'n man wat 'n boom afgekap het onder in die Jordaan nie, want God se krag is groter as gravitasiekrag. Jy sien daardie man wat die byl verloor het onder in die water.
Hy hardloop na Elisa toe. Hy sê vir hom, o my Heer, o my meester, die byl wat ek gehad het, jy kan omdraai, was 'n geleende byl gewees. Dit was 'n geleende byl gewees. Kan ek gou vir jou sê, in wat 'n klimaat funksioneer God se Gees op sy heel beste? In 'n klimaat van onmoontlikheid. Wanneer jy te veel voorsiening het, dan gaan daar nie vir jou 'n antwoord wees nie, hoor. Wanneer daar te veel planne A, planne B, planne C, planne F is vir jou om uit te voer, dan gaan die Gees van die Here nie noodwendig vir jou gee wat hy vir jou instoor het nie. Weet jy waarom? Omdat jy te veel van jou eie krag het waarop jy staat maak. Omdat jy te veel van jou eie plannetjies nog steeds kan maak. Ek wil vandag vir jou sê, as jy gebroken is, en jy voel dat jy kan nie meer aangaan nie, en God het jou nog nie kom help nie, wil ek vir jou sê, as jy nog nie op jou mees gebroken wat jy kan wees nie. Jy is nog nie op die desperaatste, moontlike, slegste plek wat jy ooit in jou lewe kan wees nie. Weet jy waarom? Omdat die Gees van die Here nog nie in jou situasie opgedaag het nie. Wanneer gaan dit plaasvind? Miskien 4 dae nadat Lazarus al reeds dood is. Miskien wanneer Lazarus in die graf is, miskien wanneer hy nie meer so lekker ruik nie, miskien wanneer die situasie nie meer so lekker is nie, dan gaan die Here opdaag, maar wanneer die Here uit van die leerskare gaan opdaag in jou situasie, dan gaan hy waarlik opdaag en dan gaan daar waarlik vir jou 'n goddelike antwoord wees. Wil jy hom loof daarvoor vanmôre? Hy gaan opdaag. Wanneer? Op sy tyd. Die klimaat moet totaal en al onmoontlik wees. Woord van die Here sê 2 Konings 6 vers 5, terwyl een besig was om 'n boom af te kap, het sy byl in die water geval. Hy roep toe, ag tog meneer, en dit was boonop 'n geleende byl. Dis sleg om 'n geleende kar te stamp. Dis sleg om 'n situasie wat nie eers aan jou behoort nie. Wat iemand uit die goedheid van hulle hart uit vir jou geleen het. Dis sleg om in die skuld te kom by iemand, wanneer hulle jou net probeer help. En jy gaan in die skuld daar wees, jy gaan daai byl moet teruggee. Al was dit nie jou skuld dat hy gewal het in die water nie, gaan daai byl moet teruggee. Wat die woord van die Here ons leer. En daardie man se situasie is totaal en al stikkend, totaal en al gebroken. Ons planne sal mos dadelik wees, spring in die water, swem, ja nie swem, swem, ja nie swem. Kry 'n bietjie lig daarbo, kry 'n snorkel, gaan soek daar onder die Jordaan. Dis 'n vuil rivier, hoor. Dis glad nie 'n skoon rivier soos wat jy nou dink nie. Dis 'n vuil spruit rivier. Jy gaan nie onder die water kan sien nie. Daardie jong man sou ook nie onder die water kon sien nie. Hy het nie eens probeer om in te spring nie. Hy het na die profeet van die Here toe gehardloop, want ek weet dat daardie mense van daardie tyd het bietjie 'n ander instelling gehad. Hulle het meer op God staat gemaak as op hulle eie kragte. Ek sal inspring. Maar hy het gesê, kom ek uit by die man van die Here, wat vir my die advies gaan gee, hoe gaan ek uit hierdie predikament kom, van hierdie byl wat lê onder in die water. Kan ek gou vanmôre vir jou sê, God se Gees opereer uit 'n oogpunt van goddelike ingryping. God se Gees gaan nie vir jou sê, spring in die water, hou bietjie jou longe op, hou bietjie jou asem op, val onder in die water, dan gesoek jy hom daaronder. Staan op jou tone hier in die Jordaan, dan voel jy, miskien voel jy hom nie. Kil jou hier, kil jou daar en sien daar. Die Gees van die Here werk nie so nie. Hy opereer uit 'n oogpunt van goddelike ingryping. So lees ons dan in 2 Konings 6 vers 6. Die man van God vra, waar het dit geval? Elisa vra, waar het die byl geval? En toe die jong man om die plek wys, het hy 'n stok afgesny en dit daarheen gegooi. Hy het dit gegooi in die water in. En die volgende oomblik het die yster tot bo gedryf. Wil jy hom vanmôre prys? Die volgende oomblik. Toe dryf die yster bo op die water. Die volgende oomblik toe stap God in daardie situasie in en hy sê gravitasiekrag is nie groter as my Heilige Gees nie en in die naam van Jesus Christus van Nasaret, daar sal die yster na bo drywe. In die naam van Jesus Christus lei my foon op 'n woensdagmôre en sê my bakkie is gevind, die yster het na bo gedrywe. Want jy raak nie aan die gesalfdes van die Here nie. Stem jy saam daarmee? Dankie Here, dis hy wat voorsien het. Dis nie omdat ons so oulik is of omdat ons gesalfdes van die Here is nie. Dis omdat die Here so oulik is. En omdat hy gesê het, daar waar sy Gees is, daar sal gravitasiekrag nie bestaan nie. Daar waar sy Gees is, daar sal diefstal nie bestaan nie. En daar sal die bakkie na bo drywe. En die hand van die Here sal gesien word in die saak, al het dit hoe onmoontlik gelyk. Ek sê vanmôre vir jou kind van die Here, God se Gees is groter as gravitasiekrag. Glo dit vanmôre saam met my.
God se gees, sê ek nou vanmôre vir jou, is groter as enige dagvaarding wat jy ooit in jou lewe mag kry. God se gees is groter as enige uitdaging, enige water en ligte rekening, enige siekte toestand wat die Satan oor jou pad mag bring, enige iets, is God se gees groter as, selfs groter as 'n byl wat geval het in die water, en die yster, sê die woord van die Here, het na bo gedrywe. God se gees is groter as gravitasiekrag. Ek wil jou vanmôre vertel, hoe werk God se gees, wat groter is as gravitasiekrag, in 'n verhaal van iemand in die Nuwe Testament, Petrus, wat saam met die disippels op 'n bootjie was. En terwyl hulle so in die bootjie bymekaar is, alweer vang hulle vis, die Here het geweet, ek moet lewe in die jaar 2025, en nie in daai jare wat die manne moes vis vang vir 'n lewe nie. Onthou julle 2 weke terug het ek gesê, hierdie lyf vang nie vis nie, dit gebeur net te stadig vir my, nie ou Pieter, dit gebeur bietjie stadig. En daardie manne wat die hele nag in daai bootjie was, wat al moedeloos is, hulle het al alles probeer om vis te vang, die volgende oomblik, daar staan Jesus. En Jesus loop op die water. En hulle sê, hoorie, hier kom 'n spook aan. Ons het nog nooit iemand op die water sien loop nie. Kan ek gou vanmôre vir jou sê? Gravitasiekrag is kleiner as die gees van die Here. Gravitasiekrag is kleiner as Jesus Christus. Dit is waarom Jesus Christus geloop het op die water. Glo jy hy het geloop op die water? Ek glo, dit wil jy jou hand opsteek en sê, Here, ek glo, Jesus Christus, die Seun van God, het geloop op die water. Jesus het sy gravitasiekrag heeltemal verloor. Geen mag op hierdie aarde kon hom aftrek in die water in nie. Waarom? Want hy het geloop, deur die gees van die Here, het hy geloop op die water. En toe kom daar 'n gewone mens, sy naam is Petrus. Hy sê, Here, as dit U is, laat ek na U toe loop. Jesus het nie daar neergeslaan en geskree en wonders en tekens gedoen soos wat ons het verwag nie. Hy het gesê, kom na my toe, Petrus. Weet jy wat maak Petrus? Petrus klim uit die bootjie uit, hy sê, ek gaan hierdie nou probeer. Kom ons kyk, werk dit? Ja, dit werk. Daar loop Petrus op die water en hy loop na Jesus toe. Is dit nie wonderlik nie? Want Jesus het gesê, ons gaan groter dinge doen op hierdie aarde. Glo jy dit saam met my? Ons gaan groter dinge op hierdie aarde gaan ons bereik. Ons gaan ander tipe dinamika hê op hierdie aarde, want die gees van die Here gaan ons in staatsteller wees, en sy gees is groter as gravitasiekrag. Sy gees is groter as die ekonomie. Hoor jy wat sê ek vir jou? Sy gees is groter as jou gesondheid en enige diagnose wat die dokter vir jou kan gee. Ons gaan groter dinge doen. Prys hom daarvoor. Ja, amen. En hierdie Petrus loop, en hy loop, daar gaan hy, na Jesus toe. En die volgende oomblik, haal Jesus sy oë af van Jesus, haal Petrus sy oë af van Jesus af. En hy plaas sy fokus op die golwe om hom, want toe raak die golwe erg. Toe is die golwe onderste bo, en bokant hom en langs hom. Was jy al ooit op so 'n stormagtige see? Ek was in Mauritius op so 'n stormagtige see. Ek wou sterf. Ek was so naar, ek wou doodgaan. En ek kan maar nie dink hoe moes Petrus gevoel het, met hierdie water wat so om hom gaan, en hy haal sy fokus van Jesus af, en hy plaas sy fokus op die omstandighede om hom. Kan ek gou vanmôre vir jou sê, pas op om dit te doen. Pas op om jou fokus af te haal van Jesus, van sy gees, van die omstandighede waar Jesus jou gaan uithaal. Pas op om jou aandag daarvan af te haal en te sê, Here, hierdie omstandighede is net te groot, hierdie water is te groot, hierdie golwe is te groot, hierdie branders is te groot. Here, ek staan nog met 'n dokter se diagnose wat gesê het 3 maande. Ek sit nog met 'n dokter se diagnose wat gesê het, dit sal nooit regkom nie, dit sal nooit wegkom nie, jy moet nou maar saamleef met hierdie probleem wat ek by jou gediagnoseer het. Here, ek sit nou nog met hierdie dagvaarding, Here, ek sit met hierdie water en ligte rekening, ek sit met hierdie groot uitdaging, my kinders, wat nie die Here wil dien nie, ek sukkel, Here, ek gaan my aandag afhaal van U, want U vat te lank. Of het die Here nog altyd dadelik vir jou geantwoord as jy hom gevra het? Nee. Dis waar Jesus sê, hou jou oë op my. Sê die woord van die Here nie vanmôre vir ons, hou jou oë gefestig op Jesus. Wat is hy? Hy is die leidsman en hy is die volëinder van die geloof. Gaan jy hom prys vanmôre daarvoor? Hou jou oë gefokus op Jesus, die leidsman, die volëinder van ons geloof. En terwyl hy so fokus, verloor van Jesus af, toe sink hy en hy gaan onder die water in. En Jesus loop tot by hom op die water en hy help hom weer op en hy help hom binne in die bootjie in. Hy sê vir hom, Petrus, waarom is jou geloof dan so klein? Petrus, waarom is jou geloof dan so klein? Ek vra jou vanmôre wat hier sit, Petrus, waarom is jou geloof dan so klein?
Want jy sien, Petrus het onmiddellike gravitasiekrag gekry, toe sy fokus skuif vanaf Jesus na sy probleem. Ons is almal skuldig aan dit hoor. Ons almal gaan in die oggend en op ons knieë en ons sê, Here, of in die aand, en dan sê ons, Here, asseblief, A, B en C is my probleem. Dankie dat U vir my gaan voorsien in die naam van Jesus, amen, dan gaan slaap jy. Môreoggend as jy wakker word, dan word jy so met so beer op jou bors wakker, so swaar gevoel. Dan dink jy, another day, another stress. Ek moet nou weer dink aan hierdie ding. Ek gaan al nou maar weer die dinge daar by Jesus se voete, en dan gaan ek maar self probeer om vandag my probleem uit te sorteer. Here, wag so 'n bietjie, dat ek gou goed duik hier onder in die water, en dat ek self hierdie byl gaan haal, want U vat te lank. Ag Here, hierdie ding is so groot, nee, ek gaan nou nie meer wag nie, ek gaan nou maar gou induik en moet vir myself gaan haal. Terwyl die Here vanmôre vir jou sê, sy gees is groter as die gravitasiekrag wat jou probleme vir jou aangebring het. Daardie groot onbeheerbare ding waarmee jy nou sit in jou lewe, is nie so groot soos die gees van die Here nie. En ek gaan vanmôre gaan ek jou opdra aan die Here. Jy wat 'n geleende byl verloor het. Jy wat jou enigste vorm van voorsiening verloor het. Miskien het jy jou werk verloor. Miskien gaan dit nie vanmôre in jou besigheid soos wat jy wil hê dit moet gaan nie. Miskien is daar soveel uitdagings in jou gesondheid. Miskien is daar soveel dinge wat jy net voel, jy sal nooit ooit die antwoord kry nie. Miskien het jy soveel probleme, soveel kopsere, soveel dinge wat dit vir jou lyk. Dit lyk nie meer kans om aan te gaan nie. Ek val sommer in hierdie water in en ek verdrink saam met hierdie byl. Maak sommer 'n einde aan alles. Vir jou sê die Here vanmôre, pas op dat jy nie onder in die water gaan verdrink en die byl dryf en jy kom nooit weer op nie. Want die Here se antwoord is 'n antwoord van lewe, Johannes 10 vers 10, en lewe in oorvloed. Glo dit vanmôre saam met my in hierdie Heilige Gees uitstorting tyd. In hierdie tyd waar Jesus opgevaar het, maar sy Gees gestuur het, sê hy vanmôre vir jou, hy gee vir jou lewe en lewe in oorvloed, en as jy jou oë gaan uitvee, gaan daardie byl dryf. En hy gaan vir jou 'n antwoord gee. Ver groter as wat jy ooit voor kon bid, of dink, of verwag. En dan wil ek vanmôre vir jou vra, daar waar jy sit vanmôre, maak net jou oë toe saam met my. En kry daardie ding vanmôre in gedagte. Daardie ding wat vir jou te swaar geraak het, om te dra. Daardie geleende byl wat onder in die Jordaan lê, wat jy sê, Here, hoe kan ek nou, ek moet my huis bou, ek kan nie aangaan nie, want die byl is weg. Here, ek moet hierdie byl teruggee. Here, al hierdie uitdagings is te groot, hierdie probleme is besig om my slapelose nagte te gee. Wil jy dit vanmôre in gedagte kry? Want ons lees in die Bybel dat die Here is die kenner van die hart, en hy is die toetser van die niere. Hy weet wat in jou hart aangaan. Hy weet wat jou wakker hou. Hy weet van daai bakkie wat gesteel is. En hy het 'n plan om hom vir jou terug te gee, voordat jy jou oë uitvee. Hy het 'n plan om daai geleende byl te laat dryf tot bo, voordat jy jou oë uitvee. Hy het 'n plan vir môre, en ek weet sy Gees is hier vir môre. Ek weet sy salwing is hier vanmôre. Weet jy wat sê sy woord? Sy salwing is hier om juke te breek in die naam van Jesus Christus. Sy salwing is hier vanmôre. Sy Gees is hier vanmôre om gravitasiekrag uit te vee. Sy Gees is hier vanmôre om die juke van sonde en van probleme en van angstigheid, van sielsiekte, van depressie, van liggaamlike siekte, van finansiële probleme uit te vee in die naam van Jesus. Terwyl ons so sit, kom ons maak ons oë toe. En ons vra die Here om die byl wat onder die water weggeraak het vir ons weer terug te bring, deur sy Gees wat groter is as gravitasiekrag. Vanmôre het ons regtig nie meer 'n antwoord nie. Ons het regtig nie meer 'n manier om ons probleem te kan oorkom soos wat U het nie, Here. Ons het alles probeer. Ons het gebid. Ons het gevra, ons het gesoebat en gesmeek. Maar Here, ons sien nog nie dat daar 'n byl bo die water dryf nie. Here, ons het dit oorweeg om self in te spring. Ons het selfs oorweeg om 'n einde aan alles te maak. Here, U weet van elkeen se byl wat vanmôre in hierdie gemeente sit. Elkeen se byl wat onder die water lê. Elkeen se byl wat gesink het weens omstandighede. Daar's mense vanmôre, Here, wat hier sit, wat 'n manier gehad het om uit hulle predikament uit te kom. Maar selfs dit is van hulle al weggevat en dit lê nou onder in hierdie Jordaanrivier.
Vanmôre Here is u antwoord nie 'n antwoord van spring self in en doen self die werk nie. Vanmôre is u antwoord ook nie spring in en maak 'n einde aan jou lewe nie. Vanmôre is u antwoord ook nie om stil te bly nie, inteendeel. Om te praat met die Here vanmôre en te sê, Here, hier is my situasie. En net soos wat u vir die profeet Elisa gesê het, gooi 'n stuk hout daar in die rigting waar die byl geval het. Verwag u vanmôre van ons gehoorsaamheid om te kan hout gooi in die rigting waar die byl geval het. Here, ek weet nie hoe lyk daardie gehoorsaamheid vir elke individu wat vanmôre hier is nie, maar ek bid openbaar dit aan ons, Here, want u Gees is 'n gees van openbaring. U Gees gee wysheid, u Gees gee kennis volgens 1 Korintiërs 12. Ek bid vanmôre dat ons die hout sal gooi in die rigting van die byl wanneer hy so sê. En Here, dan sit ons met popcorn in die hand, opgewonde, met 'n afwagting, wanneer die Gees van die Here vaardig gaan raak in ons situasie, en in ons lewe, en in ons moeilike uitdaging. Dan kyk ons, Here, wanneer u op die regte tyd, soos wat u dit bepaal, die byl sal laat dryf na bo, in die naam van Jesus. Ek bid vanmôre, Here, dat elkeen wat hier sit, wat moedeloos is, wat radeloos is, wat kragteloos is, weer nuwe krag sal kry, want die woord sê, hulle wat op die Here wag, kry nuwe krag, hulle sal opvaar met vleuels soos arende, hulle sal wandel en nie moeg word nie, hulle sal loop en nie mat word nie. Here, net terwyl ons wag vir die byl om te dryf na bo, bid ek dit ons sal aandoen met nuwe krag, Handelinge 1 vers 8, krag as die Heilige Gees vaardig raak in ons situasie. Ek bid dit vir elke persoon wat vanmôre hier is. Dan bid ek, Here, terwyl ons wag vir die byl om te dryf na bo, bid ek dat ons nie soos Petrus ons oë sal afhaal van die meester en sal kyk vir die water wat groter is as die byl. Die water is groter as die byl, verseker. Maar die byl het 'n goddelike vermoë om te kan dryf tot bo deur die ingryping van die Heilige Gees. Ek bid vanmôre, Here, dat ons nie Petrusse sal wees nie, maar dat ons vanmôre dapper manne en vroue sal wees, wat hulle eie huis gaan bou met die hout wat hulle self gekap het. En wanneer die byl in die water val, weet ons, gee u 'n goddelike ingryping, dat dit wat gesink het tot onder, weer sal dryf tot bo. Dankie vir u groot genade en u liefde. Ek verwag 'n groot getuienis van elke persoon wat vanmôre hier was, binne die volgende tyd, hoe u 'n groot ingryping, 'n ondeurgrondelike hand van beweging in hulle lewe gebring het. Ek bid vanmôre, Here, dat ons meer sal hoor van die gesteelde bakkies wat weer gedryf het tot bo. Dat ons meer, dit het hier in ons midde gebeur, binne hierdie week wat verby is, Here. Ek prys u naam daarvoor, omdat u die voorsiener is van alles wat goed is. 'n Situasie wat nou vir ons moedeloos lyk, Here, is al wat u nodig het om 'n groot wonderwerk te bring deur die Heilige Gees. Daarvoor loof ons u en daarvoor prys ons u Vader. In Jesus naam bid ons dit. Amen. En amen. Wil jy hom vanmôre net weer 'n lekker lofoffer gee en sê, Here, dankie. Ek sien nog nie die byl nie, maar hy kom.